gaan saam lees uit 'n paar gedeeltes in die Bybel. Ons begin met 1 Petrus, hoofstuk 1. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe leef en volg en doen die begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Toe julle nog nie vir God geken het nie. Nee, soos wat hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar is geskrywe, wees heilig, want die Here is heilig. Dan wil ek lees in Hebreërs. Hebreërs is geskryf vir die Jode. Nou Hebreërs hoofstuk 10. Dan sê die Here verder, aan hulle sondes, hulle is die mense wat hy vergeet het, aan hulle sonde en hulle verkeerd doen, sal ek die Here nooit meer dink. Waar sonde vergewe is geen offer langer nodig. Broers, ook susters, ons het nou deur die bloed van Jesus vry toegang na die heilige woning van God. Daarin. En dit op 'n dag wat nuut is. En dit lei na die lewe toe. Nou wanneer in hierdie gedeelte is belangrik. Wanneer ons weet iets is verkeerd, sonde, en ons bly aanhou sonde, na ons kinders, na ons kennis van die waarheid ontvang het, dan is daar geen offer meer wat ons sonde kan wegneem. So heel verbuiten. Die Here sê hier, as ons alle sonde doen, nou dat ons ontken en die waarheid ken, en ons alle sonde al ken ons hom, al weet ons alles van hom, maar ons aanhou, dan is daar geen offer wat daar die sonde wat ons aanhou kan vervang. Daar bly alleen beskikkelike erge verwagting van oordeel en vuur, waar
Ons hoor dit, ons lees dit, maar ons besef nie, wat beteken heilig. En die Here het van my bewus gemaak en op my hart dat ek meer moet praat oor sy heiligheid, dat hy heilig is. Want as ons kyk na die wêreld en hoe mense leef en hoe baie Christelike mense leef, dan net dit of wat hulle besef dat God heilig is. Maar vanoggend wil die Here vir ons herinner sê. Ons moet onthou en besef, hy is heilig. Hy beperk sonde. Hy haat sonde. Nou, vanoggend se boodskap, dat ek meer beduiding daarop. Nou, in die hele Bybel, alles wat ons hier lees, as ons mooi lees, dan doen die Here twee dinge. Die een is dat hy waarsku. Hy waarsku en sê wat ons moet doen en nie moet doen. En dan waarsku hy wat sal gebeur as ons luister. En dan lees ons hier, want hier in die Bybel is geskryf, en hier word vertel wat gebeur as mense God se heiligheid en dit aanvaar. En die tweede wat die Here hier in die Bybel sê leer dat hy nooit. Nou ons lewe nou in 'n tyd wat altyd gebeur, waar die Here waarsku. En ons as Christene geroep om te gaan getuig, dat mense bekeer, maar ons is ook gestuur om te gaan waarsku. Ons moet waarsku. Wat gaan gebeur met mense wat vir God verwerp? En die tweede is dat ons mense moet kom na Jesus. Maar voordat kom 'n tyd wanneer Jesus terugkom, dan is die tyd van rooi verby. Dan is die tyd van finale straf. En dan sal die Here sê, dat hy sal vir al die mense sê, dat julle waarsku, maar julle het nie geluister. So, ek wil 'n bietjie praat oor die waarsku. En hier in Hebreërs, en ek gaan lees daar, want die Here sê baie dan, as ek alles lees, gaan ek 'n bietjie lang uitvat vanoggend. Maar die Here sê, as ons, as mense, nie
as mense nie heilig is nie, kan hulle nie kom na God toe. So dis die waarskuwing wat die Here van mense sê, kyk na jouself. Is jy heilig? En die Here waarsku, hy straf mense wat nie heilig is. Hy verwerp mense wat nie heilig is. En mense wat nie heilig is nie, sal verlore gaan. Maar moet ek hier mooi verduidelik, wat beteken heilig? Heilig beteken niks sonde, skoon. Heilig beteken om alles te doen wat God die Vader sê en doen. So as ons net doen wat God leer en sê, dan is ons heilig. Maar as ons ongehoorsaam is, verkeerd doen, sonde doen, dan maak dit ons vuil. Kan ons nie heilig wees nie. En God skei heilig en onheilig. So heilig beteken ook wat sonde wegvat, skoon was, skoon vat, eerder sit. So skoon, heilig, en hulle behoort aan God. En hierdie mense wat is, toegelaat is, hier geplaas is, heilig is, hulle moet alleen vir God dien. En doen wat God sê leer. Hierdie mense, wat hulle sonde doen, leef die sonde, hulle is nie heilig. En God sê, hulle sal hom nooit sien. Sal nooit na hom kan gaan. Hulle is die mense vir hulle sal. Want God is heilig. En dis ernstig. Dis vir God baie belangrik. Hy kan nie en sal nie sonde afvaar. Dis 'n bietjie nie. Niks. En daarom twee so uitnodig. Nou sy uitnooi is genade. Want God weet, alle mense doen sonde, doen verkeerd. Want mense het vergeet van God. Mense ken nie meer van God nie. Mense weet nie mooi wat is reg en wat is goed nie. Mense so gewoon om sonde te doen. Hulle hou hande aan nie. En alle mense doen sonde. So God moet alle mense verwerp. Maar as
vir Jesus. Toelaat dat Jesus jou sonde en jou skoon was, vergewe en julle lewe heilig. Sonde. Ons moet weet van heilig, maar ook moet ons weet sonde. As ons nie weet wat sonde is, dan sal ons begin te doen en ander doen. En dan ons sal nie meer heilig wees. En dis so belangrik dat God die Vader waarsku. As jy dit gelees Psalm in Hebreërs hoofstuk 10, waar die Here sê, as ons vir Jesus aanvaar en glo en hom besluit het om hom te volg. Maar ons doen nie wat God die Vader leer. Ons sê ja, ons glo, ja, ons volg vir Jesus, maar ons ook aanhou sonde doen. Aanhou jok, aanhou beklei, aanhou waartot seermaak, aanhou nie te luister vir God. Maar die Here waarsku. Hy sê, as ons vir Jesus geken het, hom aanvaar het, maar aanhou sonde doen, dan lieg ons. Dan het ons nie vir Jesus aanvaar nie. Glo ons nie waarlik in Jesus nie. Dat is ons, sê die Here hier, hy skryf, hy sê, dat is ons soos varke, wat jy was, skoon was. En enkel sit, maar daar die vark, besluit terug, gaan loon in die modder, by die sonde. So die Here sê, as ons, wat glo in Jesus, hom aanvaar, maar ons breek nie met sonde nie. Ons gaan allemaal sonde doen. Dat is ons soos varke. En hy verwerk ons. Hy knip ons af. En dan gooi ons weg met die voet. En daarom wil die Here vir my ook sê, ek moet praat oor sy heiligheid. Want ek stel ons ook my lewe ondersoek. Want sonde is so maklik om te doen. Alle mense doen sonde. Die wêreld, mense leef so in sonde, dat ons dink, so kan jy sonde leef. En ons leef saam met hulle en doen hetzelfde. En Jesus het die Hemelse Vader sê, nee, ons wat glo gekies het vir Jesus, God die Vader het ons gevat, skoon gewas, vergewe van sonde, verlos, heilig gemaak en gevat op jou kant as daar. En gesê, ons dienes behoort aan hom. En hier mag ek nie meer sonde doen nie. Ons moet heilig wees.
wat bekeer en kom. En daardie mense wat bekeer en kom, hulle moet ook leer wat is sonde. Breek het jy stop daarmee. En hulle moet leer wat is die wil van die Here. Dit is wat hier gebeur. Dit is my opdrag van die Here. En as ek dit nie doen nie, hy sal my straf. As ek julle verkeerd doen, hy sal my erg straf. Maar die Here ook 'n verantwoordelikheid gee vir julle wat vir Jesus aanvaar het. Julle kan ook gelees hier in Hebreërs 10. Die Here sê, as julle moenie wegbly van die gemeente nie. Die Here sê, party mense is hulle gewoond om in die kerk te kom. En die Here sê, nee, belangrik wat hier leer ons. Hier hoor ons sy boodskap. En ons moet dit besef, sonde is ons moet dit los. Ons moet dit breek. Ons moet heilig wees. Want die Here verstaan as ons partykeer val en sonde doen omdat ons nie geweet het of swak is. Dit beteken nie ons kan aanhou nie. Nee, die Here sê ons moet wanneer dit gebeur en ervaar en net daar besef, dis verkeerd. En bely sê daaroor en breek, stop daarmee, terugkom, en vra, asseblief jou, maak my weer heilig. Maar dan moet ek dit stop. En die Here sê hier, baie duidelik, as ons weet wat is sonde, maar as jy vandaag, as ons verwerk. En Jesus het ook gesê, en gewaarsku. En Jesus het gesê, en dat wanneer hy weer terugkom, as daar baie Christene wees, wat sal sê, as hy vir kom, en Jesus sal sê, ken jy nie? En hulle sal sê, Here, ek het toe gaan. Ek het gesê, glo, ek het gewerk vir u. En Jesus sal sê, nee, ek het jou nie geken, want jy het algehou sonde doen. Jy het gedink, ek kan glo, maar nog ook algehou sonde doen. Nee, God sê, hy is heilig. Hy aanvaar nie lang, nee. Hy aanvaar vol heilig. Nou vanoggend sê die Here ons het hier Christus. Ons kan sy verlossing aanvaar. Dankie Here, dat u vir my deur Jesus se bloed vergewe en heilig maak. Dat u vir my vir julle van jou kans ons behoort te hou. Dis 'n keuse. As ook 'n tweede keuse. Ons kan sê,
Nee, dankie. Ek wil aanhou met sonder leef. Dis 'n keuse. So die Here sê vanoggend, ons moet onsself ondersoek. Of daar nie sonde binne by julle is, wat ons besig is om te doen. Moet dit gaan soek en dit bely dat Jesus dit as goed was, uithaal en ons heilig maak. In die nagmaal. Alles wat ek nou verkondig het, gesê is wat die nagmaal sê. Die nagmaal is die teken waar God sê, herinner, hy is heilig. Hy aanvaar geen sonde. En dat hy alleen mense sal aanvaar wat glo en aanvaar het vir Jesus Christus. Die Vader besluit dat Jesus sy seun stuur op ons 'n tweede klas hier, ons toekoms. En hier wil die Here vir ons sê, hy gee wat hy wil. Ek weet nie, herinner Jesus het gekom, Jesus het ons sonde gevat, en Jesus het so die straf van God gevat aan die kruis, gesterf, en met sy bloed ons heilig gemaak. En hierdie herinner ons daaraan. Maar in die nagmaal herinner ook vir ons, dat ons het gekies vir Jesus. Daarom, nou ons het uitdeel, jy van, en jy eet die brood, drink die wyn. En as jy dit vat, brood eet, dan sê jy, bely jy, daarin, dat aanvaar vir Jesus. En jy besef dat sonde kan maak, dat almal in sonde leef, ons wat te leer. En dat jy besef, nee, ek wil nie. Ek wil bekering terugkom en die Here bly in julle red. Vergewe, heilig. Soos ons vanoggend hierdie nagmaal eet, en aanvaar jy dit, sê jy ook, ja, Here, U kan my vat, Juffrou. Ek wil heilig wees. Ek wil vir U leef. En ek wil stop met alle sonde. Ek wil weet wat is sonde. Sodat ek dit kan stop. Ophou. En ek wil nou leer wat is U wil. En dit. Daarom waarsku Paulus ook wanneer hy praat oor die nagmaal. Dan sê Paulus, ons moet mooi ding te besef. As ons nie waarlik
kan kwam. Die Here sê daar was 'n ernstig. En daarom moet ons ook die nagmaal heilige nag. Dit heilige kwaliteit is die tekens van Jesus wat ons heilig maak. En dit is die teken wat sê God is heilig. So ek sê, ek wil vir julle aanmoedig. Julle wat lief is vir Jesus, lief is vir God die Vader, lief is vir die Heilige Gees. Dat julle mooi dink en besluit en besef sonder gevaar los. Maar seker jy weet dat is sonde, los dit. En ek wil aanmoedig om hy heilig te doen. Hoor van God. En dat jy begeerte het om meer en meer te leer van God, wat sy wil om so te gaan. En ons altyd, en dan gaan ons saam dan wacht. Dit was 'n Vader. Ons besef dat U is heilig. So heilig dat wanneer U ook hier is, dan word hierdie plek ook 'n heilige plek. Want oorlaas waar U teenwoordig is daar die plek waar jy ook heilig. En ons het ingeneem U boodskap. Ja, ons besef, U is heilig. En dankie, Here, dat U vir Jesus gestuur het om vir ons